Die eerste konsep waaroor ek wil praat, gaan oor die hel. En ek praat hieroor omdat Jesus meer gepraat het oor die hel as wat hy gepraat het oor die hemel. Jy kan dit gaan kyk in die Bybel. Daar's verskeie, Matteus 5 vers 22, Matteus 10, 28, 25 vers 46 en dis meer. So dis 'n belangrike konsep om aan te spreek, maar ongelukkig hoor ons nie meer hierdie gesprekke in baie kerke nie, want ons moet almal positief inspireer. So sê hulle. En dan tweedens moet ons praat oor die persepsie van God se liefde, dat dit onvoorwaardelik is, of natuurlik nou die agape liefde waarna verwys word. En teksverse wat dikwels gebruik word vir hierdie konsep is Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, en dan Romeine 5 vers 8. Hierin weet ons Christus se liefde. En ek wil hierdie twee standpunte wil ek net so 'n bietjie in perspektief bring vanmôre, en ek hoop regtig dat jy hieruit sin sal vind. Jy kan nie in 'n sondige lewe en dan dink dat God net eenvoudig aanvaar hoe jy lewe nie, en aanvaar hoe jy dinge doen nie, want jy voel in jou hart en jy is oortuig daarvan, dat God se liefde so oorweldigend en so onvoorwaardelik is, dat jy kan aangaan net soos wat jy aangaan, en dit is 'n miskonsepsie. Kom ek gee net vir kortliks die skrifte. Eerstens is Johannes 3 vers 18, net so 'n bietjie verder in hierdie gedeelte waar Jesus self sê, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is reeds veroordeel. Daar's een van die voorwaardes. Jy moet glo. Jy kan nie net voel en doen wat jy aangaan met jou lewe en sonde doen en dis meer en jy dink daar's nie 'n gevolg nie. So hierdie is die eerste voorwaarde van God se liefde, is waar hy sê, as jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. Handelinge 3 vers 19 gaan bietjie verder. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Daar's nog 'n kondisie. Dit is 'n verwagting wat God van ons het. Verder sien ons dat die Here vir ons sê dat ons moet volhard in ons geloof. Dis een van die voorwaardes. Matteus 24 vers 13, Jesus self is in die woord, hy sê die volgende, maar hy wat volhard tot die einde toe. Let wel op, hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. As jy opgee op pad soontoe, dan is jy uitgesluit uit hierdie uit. So dis belangrik om te verstaan dat die woord duidelik vir ons sê, hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Jesus self sê dit, Openbaring 2 vers 10, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal vir jou die kroon van die lewe gee. 'n ander belangrike konsep wat dikwels 'n probleem is, veral onder Christene en dikwels ook baie keer onder mense wat glad nie glo nie, is Matteus 6 vers 14, Jesus se eie woorde. En hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, dan sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hier is die kondisie. As jy met onvergewensgesindheid in jou hart loop, en jy sit met hierdie wrokke teen die mense wat jou seer aangedoen het, of leed aangedoen het, of wat jou teleurgestel het, of wat ook al die geval mag wees, dan sê die woord van die Here, hierdie is 'n kondisie van redding. Onvergewensgesindheid veroorsaak dat God jou nie kan vergewe nie, dat hy jou nie gaan vergewe nie. Een van die kondisies, en daar is baie van hulle. So ongeag van hierdie kondisies, ongeag van hierdie verpligtinge, is daar tog mense wat glo, dat wanneer hulle tot sterwe kom, en luister baie mooi hierdie, baie fyn lyn, wanneer jy tot sterwe kom, dan hou jy basies op om te bestaan. Nou kom ek gaan so 'n bietjie in op hierdie konsep, want ek wil probeer, en ek bid dat die Heilige Gees my sal help om hierdie konsep vir jou baie mooi duidelik oor te dra. Wanneer mense hierdie kondisies nie nakom nie, dan stel jy jouself op vir 'n ewige straf. En dit bring my by hierdie tweede konsep wat dikwels misverstaan word, en dit is die konsep van die hel. Nou, daar's baie mense wat aanvaar dat die hel 'n plek van straf is. Ek dink nie mense
verskil maklik oor dit nie. Hulle praat dikwels, hulle verwys metafories na die hel wanneer dit swaar gaan met hulle sê, dis hel met my. Of ek voel my omstandighede is omtrent soos die hel, of ek is in die hel en dis so warm soos die hel. En ons het baie metaforiese uitdrukkings wat in verband hou met die hel. Maar hierdie mense glo ook dat hierdie straf tot niet gaan. Met ander woorde, as ek dit nou vir julle kan verduidelik, hulle voel dat die beëindiging van hulle bewuste bestaan is ook die einde van straf. Hulle kan eenvoudig nie begryp dat die straf van die goddelooste bewustelik en ewig sal voortgaan nie. Dis 'n konsep wat hulle nie wil aanvaar nie. Nou wil ek die volgende stelling maak. As die hel is soos wat hierdie mense dit interpreteer, dan beteken dit dat byvoorbeeld 'n man soos Adolf Hitler en verskeie ander ouens soos hy, wat verantwoordelik was vir afgryslike dade, en daar's honderde mense, duisende mense wie se name 'n mens seker by hierdie lys kan voeg. As hierdie mense reg is dat die hel eintlik maar net tot einde kom wanneer jy tot jou bewustelike afsterwe kom, dan beteken dit dat 'n ou soos Adolf Hitler slegs gestraf word met 'n ewige slaap. Hoe voel u daaroor? Nou kom ek vat jy net gou 'n bietjie terug, want ek wil hierdie vir u wys, want ek dink dit is nogal interessant. En ek gebruik dit metafories om te verwys na baie aspekte wat nou in Suid-Afrika en in ander wêrelddele aangaan. In een van die museums in Amerika en op verskeie ander plekke kry ons hierdie beld wat deur die Duitsers gedra is gedurende die Tweede Wêreldoorlog onder bevel van Adolf Hitler. Nou hierdie beld bakkel sien jy daar staan God mittens on it. Dit beteken God is met ons. Nou as jy nou kyk na hierdie blote uiteensetting van God is met ons, dan kan ons nou verstaan dat Adolf Hitler het gedink dat hy doen God 'n guns om God se mense te vervolg, en ons weet ook hoe hy tot einde gekom het, hy het homself geskiet mos. En geglo dis 'n manier om te ontsnap van die verantwoordelikheid wat ek op my geplaas het. Hierdie mense is eenvoudig, hulle dink dat wanneer hulle terugkeer na 'n staat van nie bestaan, as ek dit so kan noem. Met ander woorde, net soos wat jy was voor jy gebore was, wanneer jy tot sterwe kom, dan hou jy op bestaan, jy gaan eintlik in 'n staat van nie bestaan. Ek weet dit klink 'n bietjie kontroversieel of snaaks, maar dis hoe hierdie mense dink. En hulle dink dat wanneer hulle sterf, hou hulle op bestaan. En hulle verstaan nie, en hulle glo nie, dat die gees onsterflik is nie, en sal voortbestaan in ewige lewe aan die een kant, of in ewige pyniging en dood aan die ander kant. Daar's nie 'n middelweg nie. Hulle kan net nie hierdie konsep begryp nie. Maar die Bybel vertel 'n totale ander storie. Kyk gou wat sê Lukas 6 vers 26. Ek lees in hierdie gedeelte 'n baie interessante stelling: ellende wag op julle wat deur die skare geprys word, want hulle voorvaders het ook die valse profete geprys. Lukas 6 vers 26. Ons kan hierdie selfde konsep kan ons vat en ons kan dit deurtrek, en ons politici trap in presies dieselfde slaggat as waarin Hitler getrap het. 'n miskonsepsie en 'n spelery met God se genade. Wanneer jy kyk na die volgende gedeelte, ek wil dit graag vir u lees in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 en volg hierdie gedeelte saam met my. Petrus skryf hier, hy sê as mense ontsnap het van die besmetting van die wêreld, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, met ander woorde, jy het tot bekering gekom, en hulle weer daarin vasgevang en daaraan verslaaf word, met ander woorde, jy val weer terug. Dan is hulle aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou definitief vir hulle beter gewees het
as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie. Kan jy dink dit staan in die Bybel? Dat die Bybel sê, vir sekere mense is dit eintlik beter dat hulle glad nie eens tot bekering gekom het nie. As wat jy tot bekering kom, en die Here aanroep in jou, en dan weer van die pad byste raak, en weer teruggaan na die wêreldse sonde en dinge toe. Hy sê dit sal vir hulle beter wees, dit sou definitief vir hulle beter gewees het, as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en toe afgewyk het van die heilige voorskrifte wat aan hulle oorgelewer is. Vers 22, van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark word gewas, net om weer in die modder te rol. Ek het hierdie spesifieke Nuwe Lewende Vertaling gebruik, omdat hy dit so mooi duidelik stel. Die Bybel maak dit 'n baie ernstige saak, dat wanneer jy tot bekering kom, dat jy nie onder 'n mispersepsie of 'n miskonsepsie sal lewe nie. Maar dat jy sal lewe met erns, dat jy bemoeienis sal maak met die feit dat jy 'n kind van die Here is, en dat jy 'n besluit geneem het om die Here Jesus te dien. Die Bybel sê verder vir ons in Hebreërs 10 vers 26 tot 27, hy sê, want die wat opsetlik bly sondig, nadat hulle die kennis van die waarheid ontvang het, daar bly geen offer oor wat hulle sondes kan wegneem nie. Hy sê verder, al wat oorbly is 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders van God sal vernietig. En dis belangrik om te verstaan dat ons as Christene dikwels deur moeilike en uitdagende tye gaan, en ongelukkig gebeur dit, dat wanneer mense in hierdie tye, in hierdie situasies vasgevang word, soms in siekte, soms in tragiese omstandighede word hulle in vasgevang, en in daardie omstandighede sê hulle, maar waar's God? God is nie lief vir my nie, God bestaan nie, en dies meer. So 'n jaar of 2 terug het een van die professors, ek gaan nie noem van watter kerkverband nie, 'n baie prominente teoloog het 'n boek geskryf, en hy het 'n verskoning gevra aan al die studente wat hy opgelei het, en gesê, ek was verkeerd, daar bestaan nie 'n God nie. Wat 'n boek skryf en sê, ek ontken God. 'n Engelsman het gesê, my God have mercy on his soul. En wanneer ons deur die Bybel blaai, dan sien ons daar's 3 woorde wat in die Bybel gebruik word, wat met hel vertaal word. Gehenna, ek gaan nie nou in nie. Hy sê maar net daar, dis 'n plek van straf. Hades, 'n Griekse woord wat beteken die woning van die dooies, en dan Sheol in Hebreërs wat beteken doderyk of graf. Wanneer 'n mens tot sterwe kom, hou jy nie op om te bestaan nie. En ek gaan dit vir jou bewys vanmôre uit die woord van die Here uit. Daar is 'n ewige bestaan. Die siel van die mens sal onsterflik voortleef in een van 2 plekke. In 'n ewige lewe saam met God en sy engele, of in 'n ewige verdoemenis. Kom ons kyk na voorbeelde. Ek ken hierdie gedeelte baie goed, en ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Lukas 16 vers 19 tot 31, Lazarus en die ryk man. Jesus vertel hierdie storie. En Jesus sê, daar was 'n ryk man, wat klere van purperstof en fyn linne gedra, en elke dag swierige fees gevier het. En voor die ingang van sy huis het 'n bedelaar met die naam van Lazarus gelê. Lazarus was oortrek van swere, en het daarna gesmag om iets te ete te kry wat van die ryk man se tafel afgeval het. Maar slegs die honde het sy swere kom lek. Ek onthou Dr. Isaac Burger het nog gesê, al wat hom bedien het, was die honde. Dis al wat hom bedien het. Maar toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. Kom ons stop net gou daar. Hy is deur die engele weggedra. Hy is met respek hanteer. Die ryk man het ook gesterf, hy is begrawe. Sien julle die kontras? En toe hy, van waar hy in Hades gefolter is, dis nou hierdie ryk man wat in Hades gefolter word, sy oë ophef, sien hy vir Abraham in die verte met Lazarus teen sy bors. Nou kry jy die prentjie in jou kop.
Dis asof daar 'n groot kloof is tussen waar die ryk man hom betref, hierdie man, en waar Abraham en Lazarus staan. Hy kon hulle sien, hy het oogkontak gehad met hulle. En hy kon met hulle praat in hierdie spesifieke beeld. Ek dink Jesus gebruik dit dalk metafories om vir ons iets te probeer vertel. Dis Dr. Isaac Burger het op 'n kol gesê, dis asof die Here hier vir ons so skreefie van die gordyn oopmaak, sodat ons net so bietjie kan agter die gordyn inkyk en sien wat gebeur agter die skerms en wat in die toekoms lê. Hy sê met Lazarus teen sy bors, vers 24, en hy het geroep, hierdie ryk man, hy sê, Vader Abraham, wees my genadig en stuur vir Lazarus om die punt van sy vinger in die water te doop en my tong af te koel, want ek ly in hierdie vlam. Vers 25, maar Abraham antwoord en sê, kind, onthou jy dat jy gedurende jou lewe die goeie ontvang het, soos wat Lazarus die slegte ontvang het. En nou word hy hier getroos, maar jy word gepynig. Ek wil net hier baie duidelik vir jou stel, hierdie ou is nie in Seol of in Hades omdat hy ryk is nie. Hy het 'n lewe gelewe waarin hy God verag het. Dis hoekom hy is waar hy is. Hy sê hier word jy gepynig en buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle gevestig, sodat diegene wat hiervandaan na julle wil oorgaan nie kan nie, en diegene wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. En toe sê die ryk man, dan smeek ek u, Vader, stuur vir Lazarus na my pa se huis toe. Want ek het nog 5 broers. En hy kan hulle dan gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Asseblief stuur hom, laat hy net die waarheid vir hulle gaan vertel, laat hulle nie dieselfde foute maak as wat ek maak nie. Maar Abraham antwoord en sê vir hom, hulle het mos nou vir Moses en die profete, laat hulle na die luister. Nee, Vader Abraham, antwoord hy, maar hulle sal hulle bekeer as iemand uit die dood uit na hulle toe gaan. Hy het egter vir hom gesê, as hulle na Moses en die profete nie geluister het, sal hulle selfs as iemand uit die dood uit opstaan, ook nie na hulle toe luister, na hulle luister nie. Hoe duidelik wil ek en jy dit hê? Jy sien hierdie ryk man, of die persepsie van, ek sterf in, ag, alles is nou verby. Ek sterf en ek is nou vry van al die dinge wat ek gedoen het. Ek neem my eie lewe in die geval van Hitler, want ek dink sy gewete het om so gery dat hy op 'n punt gekom het dat hy dit nie meer langer kon. En hy het gedink dat hierdie is 'n uitkoms. Wat 'n fout. Watter fout het hy nie gemaak nie? Want in hierdie gelykenis sien ons die ryk man bevind homself in die hel en hy was ten volle bewus wat hom aangaan. Hy was sy bewussyn het nie gesterf nie, sy liggaam het gesterf, maar hy was ten volle bewus wat hom aangaan. Dis die eerste punt wat jy moet hoor. Tweedens, hy was in staat om pyn te voel en hy was in staat om dors te kry. Hy het die smart op sy liggaam ervaar, al is dit 'n geestelike liggaam. Hy kon dit waarneem, hy kon die pyn voel, hy kon sy hart uitdruk, hy kon smeek, hy kon soebat, hy het gekreun en uitgeroep en gesê, asseblief tog, help my, stuur asseblief tog vir Lazarus, laat hy net sy vingers in my mond kan druk, want ek is dors, my mond is droog, my tong sit in my verhemelte vas, en die vlamme brand vir my. Abraham sê jammer. Derdens, hierdie ryk man het 'n intense berou ervaar. Asseblief tog, as Lazarus nou nie net vir my hierdie guns kan doen nie, stuur hom tog net daar na my familie toe. Stuur hom tog net na my pa se huis toe, want ek het nog broers daar, ek het nog familie daar. Asseblief stuur hom net soontoe, laat hulle nie ook land waar ek gekom het nie. Jy sien, 'n mens hou nie op bestaan net omdat jy tot sterwe kom nie. In hierdie gelykenis wat Jesus self vertel, sien ons dat daar 'n ten volle bewustheid is by die wat die doderyk bereik.
En tweedens, dat hulle ten volle gevoel sal ervaar, en dat hulle dors sal kry, en dat hulle 'n bitterheid in hulle harte sal ervaar, dat hulle 'n berou sal ervaar wat woorde nie kan uitspreek nie. Hierdie ryk man was nie in 'n graf, in 'n diep slaap, of in 'n staat van geen bestaan nie. Hy het homself bevind in 'n plek van intense marteling. As die hele plek is waar 'n mens niks weet of voel nie, of 'n verwysing na 'n graf waartoe ons gaan met die dood, dan maak Jesus 'n stelling oor die hel geen sin nie. Kom ek lees dit vir jou. Jesus self: as jou hand jou laat struikel, kap hom af. Dit is vir jou beter om vermink die lewe in te gaan as om met 2 hande weg te gaan tot in Gehenna, in die onblusbare vuur. As jou voet jou laat struikel, kap hom af, kap dit af. Dit is vir jou beter om krepeel die lewe in te gaan as om met 2 voete in Gehenna gegooi te word. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan as om met 2 oë in Gehenna gegooi te word waar die wurm in hulle nie doodgaan nie en die vuur nie geblus word nie. Pastoor, hoekom bring jy vanmôre so 'n boodskap? Ek bring hierdie boodskap want ek wil vir julle vanmôre die erns van hierdie saak beklemtoon. Jy weet dalk van iemand wat hierdie boodskap moet hoor. Dat daar 'n dringendheid met jou by jou moet wees om die Here te smag en hom te soek met alles binne in jou. Jy sien, as die doderyk maar net 'n plek is waar mense gaan slaap, hoekom sal Jesus self hierdie waarskuwing maak? Hoekom sal Jesus self hierdie dinge sê? Ek blaai deur die Bybel en ek sien dat die Bybel op die mees intensste maniere moontlik gee hy uitdrukking aan die poel van vuur en swaal. Hy sê, dis 'n ewige vuur. Hy sê, dis 'n onblusbare vuur, Jesus self. Hy sê, dis 'n skande en 'n ewige veragting. Verder sê die Bybel, dis 'n pyniging met vuur en swaal, Openbaring 14. Ewige verderf weg van die aangesig van die Here af. Dis 'n ewige straf. Die poel wat brand met vuur en swaal, wat die tweede dood is, beskryf hy. 'n Vuuroond waar daar geen geween en 'n geknars van tande sal wees. Buitenste duisternis word dit beskryf. Die donkerheid van die duisternis vir ewig. En dan sê hy laastens, hy sê waar die wurm nie sterf nie. Dis sommer 'n drastiese taal wat gebruik word om hierdie situasie te beskryf. Mense, Openbaring 14 vers 10 tot 11 skets 'n aantwekkende realiteit en ek gaan klaarmaak met hierdie stelling. Openbaring 14 vers 10 tot 11 sê die volgende. Sal hy ook van die wyn van God se woede moet drink, die mense wat gesondig het, wat die dier aanbid het, wat in sonde geleef het, hulle sal van die wyn van God se woede moet drink. Die wyn word onverdund in die beker van sy wraak ingeskink. En hulle sal ook gefolter word in die vuur en swaal in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam. Die rookwolk van hulle foltering styg vir altyd na bo. En hulle het dag en nag nie rus nie. Dit is hulle wat die monster en sy standbeeld aanbid en wat die merk van sy naam dra. Ek weet hierdie boodskap is miskien dalk oorweldigend vir jou. Maar my gebed is dat jy die erns van hierdie saak sal besef. En dat jy hierdeur ook gedring sal word en sal dink aan die mense wat daar buite onder 'n valse persepsie lewe. Dat hulle kan doen en lewe net soos wat hulle wil, want God is onvoorwaardelik lief vir hulle. Dat hulle sal dink, hulle gaan die wraak van God ontsnap as hulle voortgaan met hulle sonde. En by dit alles, dat ek en jy die erns sal verstaan om te volhard en op die pad te bly en deur te druk en vas te byt en uit te hou, selfs wanneer dit moeilik gaan. En ek wil vir jou seën met hierdie belofte van God. In Habakuk waar hy sê, maak nie saak hoe dit gaan nie, maar U maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë hoogtes sal ek veilig loop.
En dit is die beloftes waarin ons moet vashou. Dat vir die wat volhard daar 'n kroon wag, vir die wat deurdruk daar 'n ewigheid is, vir die wat vasbyt en deursettingsvermoë het, want ek weet 'n mens kom in jou lewe en jy raak moeg en uitgeput. Ek weet van baie mense wat vanmôre in hierdie gebou sit, wat al gesê het, dit voel vir my die Here hoor my nie. Ek bid teen die plafon vas, pastoor. Ek smaak en ek smag en ek smeek die Here vir uitkoms en niks gebeur nie. Ek soebat vir antwoorde wat ek net nie kry nie. Ek het seer in my liggaam wat net nie gesond word nie. En ek wil vir jou vanmôre sê, ten spyte van dit alles, jou identiteit is in Christus, nie in jou omstandighede nie. Miskien verander daardie omstandighede nooit nie. Miskien verander dit drasties môre, miskien word dit baie beter. Miskien het die Here 'n plan met jou in jou omstandighede. Miskien is dit deur jou omstandighede wat hy vir jou iets wil sê. Miskien moet jy dalk stil raak en luister en vra, Here, wat is dit wat ek moet hoor? Dalk is dit nie omstandighede wat moet verander nie, dalk is dit jy wat moet verander. Dalk is daar iets wat God vir jou wil sê. Maar die boodskap wat ek vanmôre by jou wil tuig, bly standvastig. Staan vas, druk deur, moenie moed opgee nie. As jy voel dit gaan moeilik, praat met iemand. Bid saam met iemand. Vra dat iemand saam met jou bid. Ons het almal vriende wat ons kan help en met wie ons kan praat wanneer dit met ons moeilik gaan. My boodskap vanmôre is dalk vir die familielid of vir die vriend wat jy ken, wat 'n lewe waarmee God nie tevrede is nie. Miskien is dit dalk vir my en vir jou. Maar ek bid vanmôre dat die dringendheid van hierdie boodskap werklik by jou sal posvat en dat jy sal besef. Ons speel hierdie is nie 'n speletjie nie. Ons is hier besig met die realiteit van God. Die Here roep jou om 'n verskil te maak. Hy roep jou om op te staan. Hy roep jou om sy woord uit te dra en die evangelie te gaan verkondig, om 'n verskil te maak in die mense se lewens om jou. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, leer hulle, bid vir hulle en doop hulle. En wanneer jy hierdie dinge doen, dan maak dit vir jou sin, dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Jy sien, hy het vir ons die opsie voorsien. Hy het die antwoord gebring. Ek en jy moet dit net vat. Verniet. Die wêreld daar buite is op 'n groot gevaarpad. Die Here roep ons om 'n verskil te gaan maak. Hy roep ons om sy naam te gaan spreek in hierdie situasies in. En dit is wat ons geroep is om te doen. Kom ons sluit ons oop. Here, ek roep U aan vanmôre en ek dank U dat die skrif so hard met ons gepraat het vanmôre, dat ons die erns van ons geloof en ons volharding vanmôre net weer sal besef. En ek bid vanmôre dat ons die moedigheid sal hê om die aan te spreek wat hierdie lewe maar net sien en dit wat hier nakom as net 'n ophou van bestaan. Ek bid dat ons ook die erns sal verstaan van hoe om U te dien in die liefde, Here, dat ons dit nie ligtelik sal opneem nie, maar dat ons erns daarmee sal maak. En dat ons U sal aanbid, U aangesig sal soek. En ek bid dat U deur die Heilige Gees ons harte sal vul met U liefde, met U genade. Wees U vanmôre die naprediker van hierdie boodskap, is my gebed in Jesus se naam, en mag dit lei tot mense se inkeer. Mag dit daartoe lei dat ons weer opnuut ons geloof in U bevestig. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen.